Ek lees dan nou vir ons saam. Toe het Jesus die menigte en sy disippels toegespreek en gesê, die skrifgeleerdes en die fariseërs het die gesag om die wet van Moses te vertolk. Julle moet alles doen en onderhou wat hulle vir julle sê, maar hulle voorbeeld moet julle nie navolg nie, want hulle doen self nie wat hulle sê nie. Hulle bind swaar en ondraaglike laste saam en sit dit op die mense se skouers, maar self wil hulle nie 'n vinger verroer om dit te dra nie. Alles wat hulle doen, doen hulle net om deur mense gesien te word. Hulle maak die gebedsband om hulle voorkop breed en die tossels aan hulle klere groot. Hulle hou van die ereplekke by die feesmaaltye en van die voorste plekke in die sinagoges en om op straat deur die mense begroet en as rabbi aangespreek te word. Ellende wag vir julle, julle wat ander wil lei en self blind is. Julle sê, as iemand by die tempel 'n eed aflê, is hy nie aan sy eed gebind nie, maar as hy by die goud van die tempel 'n eed aflê, moet hy die eed nakom. Blinde dwaase, wat is belangriker, die goud of die tempel waardeur die goud geheilig word? Julle sê ook, as iemand by die altaar 'n eed aflê, is hy nie aan sy eed gebind nie, maar as hy by die offergawes bo op die altaar 'n eed aflê, moet hy die eed nakom. Julle blindes, wat is belangriker, die offergawe of die altaar waardeur die offergawe geheilig word? Wie by die altaar 'n eed aflê, lê 'n eed af by die altaar en by alles wat daarop is. Wie by die tempel 'n eed aflê, lê 'n eed af by die tempel en by God wat daarin woon. En wie by die hemel 'n eed aflê, lê 'n eed af by die troon van God en by God wat daarop sit. Ons lees net so ver. Nou geliefdes, oor bietjie minder as 2 maande is dit alweer tyd vir Black Friday. Dit beteken, oor bietjie minder as 2 maande gaan meeste van ons 'n hele paar rand spandeer op winskopies wat ons eintlik nie nodig het nie. Nou om ons so 'n bietjie aan te moedig om ons geld op Black Friday te spandeer, gaan ons sien dat die TV's en die koerante vol gaan wees van promosies en van advertensies wat gaan lei 50% afslag, beperkte voorraad geld, slegs tot middernag, of staan 'n kans om groot te wen. Nou net voordat ons te vinnig spring om ook dalk 'n nuwe TV of 'n nuwe selfoonkontrak uit te neem, moet ons net eers onthou om die fynskrif aan die onderkant van die bladsy te lees. Want terme en voorwaardes geld mos altyd. Die terme en die voorwaardes is daardie fynskrif aan die onderkant van die bladsy, daardie klein lettertjies wat ons eintlik nie regtig sommer lees nie, maar wat ons uiteindelik bind. Die promosies en die winskopies op Black Friday lyk altyd baie wonderlik, maar is in die fynskrif waar die werklike prys lê, die beperkings, die voorwaardes waardeur ons vir 'n aantal maande tot die promosie gebind gaan wees. Nou soos wat ons die fynskrif van 'n advertensie lees, om te sien waaraan ons regtig vasgemaak word, wat die beperkings en die voorwaardes is wat ons moet gehoorsaam. Net so moet ons as gelowiges die Bybel lees, om te sien watter termes en voorwaardes God in sy woord aan elkeen van ons kom gee. En as ons dink aan die Bybel en aan ons geloof, dan is dit tog baie duidelik. As ons in God glo, dan is ons kinders van God. Dan is ons regverdig en dan is ons sondes vergewe, want Jesus Christus het dan in ons plek aan die kruis gesterf. In die Bybel kom God tog na ons toe met 'n belofte. Die belofte dat ons sondeskuld vergewe is, wanneer ons in hom glo, nie omdat ons iets bygedra het tot ons redding nie, maar alleen omdat Christus reeds alles aan die kruis volbring het. Omdat ons gered is, omdat ons kinders van God is, kry elkeen van ons dan die opdrag om in liefde vir God sy 10 gebooie te gehoorsaam.
Hoor mooi, ons opdrag is om sy gebooie te gehoorsaam. Nie om sy wet te kom verander, te kom herskryf of vir onsself makliker te maak nie. Ons moet sy wet lees en dan moet ons lewe daarvolgens inrig. Ons gehoorsaamheid aan die 10 gebooie is dan nie 'n voorwaarde vir ons om gered te word nie, maar dis die vrug van ons redding. Die vrug van die feit dat ons reeds 'n kind van God is. Ons is reeds kinders van God en daarom leef ons soos wat hy van ons vra. Ons is reeds kinders van God en daarom, Deuteronomium 5 vers 1, leef, gehoorsaam en luister ons na God se bepalings en na sy wette. So as ons die Bybel lees, dan sien ons dat God self glad nie enige fynskrif, enige voorwaardes of enige terme aan sy wet kom koppel nie. Nêrens sê hy vir ons dat ons sy wet moet gehoorsaam om gered te wees, om kinders van God te wees, of om die ewige lewe te ontvang nie. Nee, ons is kinders van God en daarom, uit liefde en uit dankbaarheid vir wat hy reeds vir ons gedoen het, leef ons soos wat hy van ons vra. En tog, alhoewel God nêrens vir ons enige terme of voorwaardes aan ons redding kom koppel nie, het ons almal al ergens gehoor dat as ons nie God se gebooie gehoorsaam nie, dan is ons nie gered nie. Ons het almal al ergens by iemand gehoor, as ons nie die gebooie perfek elke liewe dag nakom nie, dan is ons nie kinders van God nie. Dan is ons kamenstig totaal en al verlore. Kan jy sien? Dis mense, predikante, pastore, geestelike leiers, wat hulle eie fynskrif, hulle eie termes en voorwaardes aan God se wet kom koppel en dit dan aan ons kom verkondig asof dit God se wil is. Juis omdat mense hulle eie termes en voorwaardes aan God se wet kom koppel en dit dan aan ons kom verkondig, kom waarsku Jesus uiteindelik die gelowiges en die disippels in Matteus 23 teen die Fariseërs en teen die skrifkenners. Jesus sê in Matteus 23 vers 2 tot 3, die skrifkenners en die Fariseërs het die gesag om die wet van Moses te vertolk. Julle moet alles doen en onderhou wat hulle vir julle sê. Jesus erken dat die Fariseërs en die skrifkenners die gesag het om die woord van God te verkondig. Hulle het die verantwoordelikheid om die woord uit te lê en om die gelowiges daarin te kom onderrig. Daarom, wanneer die Fariseërs en die skrifkenners die wet van God kom verkondig, en dit is in lyn met wat hy in sy woord aan ons kom openbaar het, dan moet ons luister en alles doen en onderhou wat hulle vir ons kom sê het. Dit is immers God wat sy 10 gebooie aan ons kom gee het, sodat ons lewens daarvolgens kan inrig. Maar, gaan Jesus in vers 3 verder. Hulle voorbeeld moet julle nie navolg nie, want hulle doen self nie wat hulle vir julle sê nie. Jesus kom maak hier vir ons 'n baie duidelike onderskeid. Wanneer skrifkenners, predikante en pastore die woord van God suiwer verkondig, dan moet ons luister en ons moet hulle gesag daarin erken. Maar, sodra hulle self nie leef volgens die wet van God nie, sodra hulle self nie meer die woord van God suiwer kom verkondig nie, dan moet ons hulle optrede kom verwerp. Dan moet ons nie hulle voorbeeld volg nie. Ons moet dan nog steeds die wet van God gehoorsaam, want dis wat hy vir ons sê. Maar ons moet dan nie die Fariseërs en die skrifkenners of die predikante en die pastore se voorbeeld volg nie. Nou ongelukkig, in plaas daarvan om die wet en die bepalings van God aan die gelowiges te kom verkondig, het die Fariseërs eerder volgens Jesus swaar en ondraagbare laste saamgebind
en het op mense se skouers gesit. Die Fariseërs en die skrifkenners het die woord van God verkondig. Maar hulle het nie die woord van God suiwer verkondig nie. Hulle het eerder die wet van God uitgebrei, verleng, hulle eie fynskrif en terme en voorwaardes by God se wet kom koppel. Toe die Fariseërs en die skrifkenners klaar God se 10 gebooie uitgebrei het, was dit skielik 613 gebooie. 10 gebooie van God en 603 mensgemaakte wette wat nog steeds verkondig is asof dit die woord van God was. Asof dit God se wette is, sy bepalings en sy reëls. Op so 'n manier, sê Jesus, het die Fariseërs uiteindelik swaar en ondraagbare laste op die gelowiges se skouers kom sit. Geliefdes, God gee aan ons sy 10 gebooie sodat ons hom kan lief hê. Jesus Christus het immers in die Nuwe Testament die 10 gebooie saamgevat deur te sê dit is liefde vir God en dit is liefde vir ons naastes. Wanneer ons dan nou die 10 gebooie onderhou, dan het ons vir God lief en ons het ons naastes lief. Om God op so 'n manier lief te hê, is mos nie vir ons moeilik nie. En dit is nie vir ons as gelowiges 'n straf nie. Die Fariseërs en die skrifkenners maak egter van die 10 gebooie 'n straf. Want hulle kom maak die 10 gebooie los van die liefde van God. Hulle kom sê vir ons dat ons die 10 gebooie moet gehoorsaam en dat ons hulle 603 gebooie moet gehoorsaam. Want anders, as ons dit nie doen nie, is ons kamma nie gered nie. Dan is ons nie kinders van God nie. Dan is ons totaal en al verlore. Dit is absoluut onwaar. Want God self kom sê vir ons in sy woord dat hy deur Jesus Christus ons reeds gered het. Dat ons reeds kinders van God is. Dat ons reeds die ewige lewe ontvang het. Deur hierdie waarheid van God te kom vervang met hulle eie terme en voorwaardes, kom maak die Fariseërs daarom die wet van God vir elkeen van ons 'n las. Want nou skielik gehoorsaam ons dit nie omdat God ons reeds gered het nie. Nou skielik moet ons dit gehoorsaam om ons eie redding te kan verdien. Daarom is dit 'n las. Want elke keer as ek 'n fout maak, elke keer as ek sondig, dan besef ek, o jette, maar nou is ek nie meer gered nie. Nou het ek skielik my redding verloor. Nou het ek my status as kind van God verloor. Gemeente, wanneer ons God se wet lees, dan moet ons bewus raak van sy genade en van sy vaderlike liefde vir elkeen van ons. Die 10 gebooie wys vir ons wat God se heilige wil is. Dit maak ons bewus van ons sonde en dan wys dit ons na Christus toe. Want alhoewel ons die wet van God oortree, het Christus reeds ons sondes op hom geneem. Hy het reeds die prys daarvoor betaal. God het reeds die evangelie volbring en daarom leef ons as kinders soos wat hy van ons vra. Die Fariseërs en die skrifkenners kaap egter die wet van God en misbruik dit as 'n instrument om gelowiges te begin beheer. Om 'n voorbeeld te noem, in die 10 gebooie sê God vir ons dat ons die Sabbatdag moet heilig. Maar nou kom voeg die Fariseërs hulle eie wette hierby en dan klink dit skielik soos volg. Wanneer jy 'n hoender het wat op die Sabbatdag geëier lê, dan moet jy nie die eier op die Sabbatdag eet nie, want anders het jou hoender gewerk. En wanneer jy 'n hoender op die Sabbatdag werk, dan is jy skielik nie meer lief vir God nie. Dan heilig jy skielik nie meer die Sabbatdag nie. Ook kom sê die Fariseërs vir ons dat ons nie op die Sabbatdag 'n spinnekop web mag verwyder nie. Want sodra ons dit doen, dan het ons gewerk. Dan het ons die huis skoon gemaak en ook dan het ons nie meer respek vir God nie.
Hierdie belaglike, mensgemaakte wette, wat niks met God te doen het nie, word aan ons verkondig asof dit God se woord is. Hierdie wette wat mense byvoeg, het uiteindelik niks te doen met liefde vir God nie. Al wat die fariseërs en die skrifkenners reg kry, deur hierdie mensgemaakte wette by te sit, deur die 10 gebooie uit te brei tot 613 gebooie, is hulle maak die wet vir ons 'n swaar las. Die fariseërs en die skrifkenners maak die wet 'n las, maar self, vers 4, verroer hulle nie 'n vinger om hierdie swaar las te dra nie. Self het die fariseërs en die skrifkenners, predikante en pastore, slim redes, verduidelikings en verskonings vir waarom hulle nie God se wette of hulle eie 603 wette hoef te gehoorsaam nie. Ons kry 'n voorbeeld van die fariseërs se verskonings in Matteus 23 vers 16 tot 18. Want vir ons word daar gesê, ons moet die wet van God gehoorsaam, of ons is nie kinders van God nie. Maar wat doen die fariseërs en die skrifkenners? Hulle dink verskonings uit. Vers 16 tot 18, hulle sê, as iemand by die tempel 'n eed aflê, is hy nie aan die eed gebind nie. Maar, as hy by die goud van die tempel 'n eed aflê, dan moet hy die eed gehoorsaam. Ook sê hulle, as iemand by die altaar 'n eed aflê, dan hoef hy nie te doen wat hy beloof het nie. Maar wanneer hy by die offergawes bo op die altaar 'n eed aflê, dan moet hy die eed nakom. Die fariseërs en skrifkenners skryf hulle eie termes, voorwaardes en fynskrif by die wet van God, sodat hulle uiteindelik hulle self kan verontskuldig, sodat hulle uiteindelik hulle eie sondigheid kan regverdig. Hierdie verskonings van die fariseërs is presies net dit. Dit is flou mensgemaakte verskonings om uiteindelik hulle eie ongehoorsaamheid aan God te probeer goedpraat. Die fariseërs en die skrifkenners maak van God se wet 'n aksa of 'n woudekom waar hulle self die terme, die rentekoerse of die paemente kan kies en kan verander soos wat dit vir hulle pas en soos wat dit tot hulle voordeel is. Nou alhoewel die fariseërs en die skrifkenners die woord van God aan die volk moes verkondig, was hulle eie status en hulle eie aansien vir hulle eintlik baie belangriker as die woord van God. In vers 5 staan daar, alles wat hulle doen hulle net om deur mense raak gesien te word. Hulle maak die gebedsband om hulle voorkop breed en die tossels aan hulle klere groot. Hulle hou van die ereplekke by die feesmaaltye en van die voorste plekke in die sinagoges en om op straat deur die mense begroet te word en as rabbi aangespreek te word. Die fariseërs en die skrifkenners is uiteindelik net ingestel op wat mense van hulle dink. En daarom kom verander hulle uiteindelik die wet van God. Want die opinies en die voorkeure van mense stel hulle bo hulle liefde vir God. Jesus sê daarom in vers 27 en 28 van Matteus 23, julle is soos wit geverfde grafte, wat van buite mooi lyk, maar daar binne vol doodsbene en allerhande onsuiverhede is. So is julle ook. Van buite lyk julle vir mense vroom, maar van binne is julle vol huigelary en minagting vir die wet. Geliefdes, Jesus kyk reg deur die fariseërs en die skrifkenners se vroomheid en hy sien hulle binnekant raak. Hy sien aan die binnekant is hulle vol minagting vir God en is hulle doodsbene wat vol van allerhande onsuiverhede is. Daarom kom waarsku Jesus ons vandag teen die skrifkenners en die fariseërs in Matteus 23. Want vir die fariseërs was die goud baie belangriker as die tempel van God. Die offers wat hulle moes bring was baie belangriker as die altaar van God. Hulle het die uiterlike en mensgemaakte simbole belangriker geag as die kern van God en van wat hy reeds vir ons kom doen het.
Matteus 23 is dit baie duidelik, dat die Fariseërs die volgorde van belangrikheid kom omdraai het. Hulle gee gewig aan oppervlakkige en mensgemaakte dinge, maar verloor die kern van God uit die oog. Hulle verkondig dan uiteindelik ook hierdie mensgemaakte en oppervlakkige dinge aan ons, asof dit die woord van God is. Daarom kom brei hulle die 10 gebooie uit tot 613 gebooie. Broers en susters, ons weet wat vir die Fariseërs en die skrifkenners regtig belangrik was. Ongelukkig was dit nie die woord van God nie. Dit was nie om die woord van God suiwer te verkondig nie. Die vraag wat ek en jy egter vanoggend moet antwoord, is wat is vir ons belangrik? Wat maak ek en jy met die gebooie, die voorskrifte en die bepalings van God? Wat maak ek en jy as predikante, pastore en geestelike leiers, ook die woord van God so verdraai, om uiteindelik hulle eie idees en hulle eie terme en voorwaardes aan ons te begin verkondig? Gemeente, Jesus se waarskuwing in Matteus 23 is 'n waarskuwing vir my en vir jou in 2025. So dis my gebed dat ons Jesus se waarskuwing ernstig sal opneem. Dat ons na die woorde van predikante en pastore sal luister en daarvolgens sal leef, net vir sover dit in lyn is met God se woord. Maar sodra predikante, pastore en geestelike leiers hulle eie terme en voorwaardes aan ons begin verkondig, moet ons dit ook, soos wat Jesus vir ons sê, verwerp. Dan moet ons hulle optrede verwerp, want dan is dit nie in lyn met wat God in sy woord aan ons kom openbaar het nie. As kerk, bely ons tog saam met die kerk van alle eeue, dat dit alles gaan net oor sola scriptura. Dit alles gaan net oor sy skrif alleen. So kom ons gaan verwerp alles wat nie in lyn is met sy skrif nie. Amen.